Vandag praat ons bietjie oor ons boelies en ons haters. Ek dink eintlik hulle is ons lovers, julle. Hulle is ons grootste fans. Secret fans. Absoluut. Hoi, ek is Chantal en ek is 'n professionele bedoorfotograaf in Suid-Afrika en hierdie is ons ongelooflike, baie spesiale make-up spesialis. Okay, julle, so wie van julle wat my volg op social media het nou al gesien, ons het nou 'n paar roue gekry en gevat soos 'n man. En ons love dit eintlik want ons vat dit as 'n geleentheid om mense bewus te maak waaroor bedoorfotografie eintlik gaan. En ja, ek sê dit met 'n R want ons is Afrikaans. En hoekom gaan ek dit nou nie sê nie? Ons het ook al comments gekry en baie pakslag gekry. Dit is boudoir. Ek wil nou net sê, ons het al baie haat op daai woord gekry. En hoe please hoe jy dit pronounce? Almal weet wat dit is. Ja, Ek is Suid-Afrikaans. Afrikaans. Ons rol daai R is dit. Ja. Maar ja, so ons het nogals redelike houe al gevat en ons voel ons vat dit as 'n geleentheid om mense bewus te maak. Maar kom ons chat bietjie oor die ek gaan nou nie name noem nie want ons weet nou al wie Ja. daar Dit was nie vandag net nie. wie op die limelight was, maar ja, Michelle, kom ons praat oor daai ou. Ja, ek dink wel die ou, die vrou wie ook al dit is. Ek dink dit vir my is dit baie hartseer dat iemand die tyd vat om 'n comment te skryf, deur die foto's te gaan, want hulle is nogal baie spesifiek op Ja. dit. En jy weet, ons almal is het ons eie opinies en ons is regtig daarop en jy hoef nie saam te stem met wat ons doen nie. En ons baie goed wat ek en jy soms doen nie, maar ek scroll Ja, verby. scroll verby man. As jy nie daarvan hou nie, of as jy dink ag hoor, hierdie is nou 'n Ja. fotootjie wat nou nie vir jou bedoel is nie. Ja. Gaan verby, ja, ons Ja. scroll verby. Die Ja. ou, ek onthou nou, die ou het iets gesê van dit is amper soos 'n dating site en toe het ek vir hom gesê oor die ou, jy is op die verkeerde blad. Ek onthou dit. Ja, jy is op die verkeerde blad gaan kry vir jou. Maar jy sien, daai kom baie keer seer uit want hy het nog om verskoning gevra in jou inbox. Nee, hy het nie. O, Ja, hy het my geboelie verder op my inbox. was dit nie die ou wat gesê het hy het deur 'n slegte verhouding gegaan en Dis iemand anders. O, Ja, dis nou nog nog ou. een. Ja, ja. Ja, so ek dink net aan hulle eie redes hoekom dit doen, maar ja, so dit is my baie onnodig dat mense doen en ek gaan nie op die partykeer maak dit my kwaad. Ja. En daai immediate reaksie is om te retaliate en te sê ag man, weet jy wat. Maar ja, ek voel jy hanteer dit altyd baie mooi en jy weet ek en jy praat daaroor en dan maak jy 'n video daaroor wat goed is vir ons besigheid, maar dit is ook goed dat jy dit adres want ek wil nie hê mense, dit is klaar ongemaklik vir party mense. En ek wil nie hê vrouens moet dit sien en dink miskien moet ek dit nie doen nie. Ja. want Society dink. Presies. En daar is nogal so 'n groot ding, die society het hierdie prentjie Ja. geskep van dit is soos pornografie Ja. en is glad nie so nie. Nee. En ook die ander ding is baie mense sê van o, ek wil 'n shoot by jou boek, maar asseblief mag net nie op social media geplaas word nie. Dit gaan nooit op social media geplaas word tensy jy vir my 'n hele kontrak voltooi en toestemming gee en daarna chat ek en jy oor wat ek mag gebruik en nie mag gebruik nie. So ek wil dit net asseblief daar buite sit. Jou foto's gaan nooit gepublish word nie. Dit gaan nooit op social media gesit word. Dit sê jy vir my sê, nee, gaan groot. Asseblief, gaan groot. En ek kry dit Ons ook. love dit. Ja. Want dit is wat julle sien en dis hoekom julle kom. Soos Ja. maar ja, ons forceer niemand om Nee. vir ons toestemming te gee of nie, maar Ja, maar die ongelukkige society het hierdie prentjie geskep van 'n bedwaar sessie is 'n pornografie sessie. is softball, ja. Ja. En dit is glad nie, ek meen dit is kuns. Ja, Ek absoluut. dink ek voel wat jy doen, jy weet en weer eens elke fotograaf het sy eie styl, maar ek voel wat jy doen is absoluut kuns en 'n vrou se lyf is mooi. Jy weet jy kan sê wat jy wil, dis mooi. Curves is mooi, Beautiful. details mooi en dit is wat jy capture. Ons celebrate the beauty of it. Ja, en maak nie saak wat se size is nie, en baie mense dink jy kan nie kom vir 'n bedwars sessie as Ja. jy 'n plus size is of Yes. lekker kurwes het of 'n lyfie het en Yes. goed nie. Dit's glad nie so nie, nee, maar dit is vir almal. ja, maar om terug te kom net na die boelie gedeelte toe, dit is
dis my baie sad om te sien hoe die mensdom dink en gelukkig en ek moet sê ons het nou 13,000 followers op Facebook en so 45,000 op TikTok. Ek het bietjie meer gehad, maar toe het iemand gegaan en my heeltyd gaan rapporteer, so ek sal nou al amper op 100,000 gestaan het. Maar die liefde wat ons ervaar van vrouens en die support en hoe hulle mekaar ondersteun en hoe hulle mekaar ophou is ook amazing. Afgesien van die boelie, is daar soveel ongelooflike amazing vrouens op die page wat regtig mekaar liefhet en ondersteun en ophou. Weet jy Chantal, ek dink ek weet ons baie bedoel fotograwe daar buite, maar omdat jy dan spesialiseer en ek ben jy's groot op TikTok en ek dink jy is besig om die persepsie daarvan te verander daar buite. So although ons sê society sê XYZ, ek dink ek regtig jy is besig om te verander, want as jy kyk hoe besig ons is en ons is vrek besig en ons is geseënd met amazing kliënte. Jy weet ons het nie moeilike, jy weet ons love it, elke dag jy weet ek sê altyd is my happy place om te gaan. So ja, ek dink jy maak 'n change en dit is goed om hierdie goeders op te bring en te reply daarop, want ons wil hê, jy weet dis hartseer as mense negatiewe koneksie daarmee het, maar ons wil dit ook regstel en uitbeeld dat dit is nie wat in ons studio gebeur. Ja. Die grootste rede hoekom soveel vrouens na ons toe kom, en hierdie wil ek al lankal bespreek het, en ek sukkel nou al seker vir 3 maande om dit te sit op 'n video, want dit kan so ongelooflik vinnig verkeerd uitkom, en ek kan regtig houe kry weer. Kyk, ek is nie bang vir hou nie. Ek het nou al houe gevat hoor. Maar wat ek al so wat ek al beleef het in my lewe en dis oor en oor al bewys. Vrouens kom na ons toe vir sexy foto's vir hulle mans of vir hulle partners of vir hulle self of wat ook al. So ons doen dit dan obviously vir die verkeerde redes nie, maar wat ek eendag ek besef dit letterlik elke dag en dan koop ek sê dit nou reg, maar ek het baie hard gebid oor 'n sekere situasie van dit is so groot passie wat ons het en baie mense het hierdie wanpersepsie rondom fotografie want dit is nou eintlik pornografie. Ja. En ek sukkel en ek bid en Here, ek wil 'n video maak van ek wil uitsit dat mense moet bewus wees van hoe ongelooflik spesiaal dit is vir jou as vrou, want jy kan jouself sien deur my lens en jou liggaam. Dit is baie belangrik. Hoor hier, dit is amazing en dan nommer 2 jou man. En hierdie weer eens, don't come for me guys, please. Maar mans is visual geskape. Hulle hou daarvan om te kyk. En ek sê altyd, as jy nie jou huwelik gaan opkikker of opgekikker hou nie, of dit interessant hou nie, en ek sê nie weer eens, dit is almal daar buite nie, daar is sekere mans wat se oogies dan gaan dwaal. En vir daai rede, is dit so ongelooflik special, as jy as vrou dit vir jou man doen, want jou man is visueel geskape. Ja, Hulle is, dit is maar net ongelukkig so. En ek het toe daai een Sondag kerk toe gegaan en nou moet jy weet, ek sukkel lank met hierdie ding om te sê hoe ek dit nou wel gaan sê. En ek bid en ek sê, Here, hoe moet ek dit sê? Ek weet ek moet dit sê, maar hoe? Want ek gaan dalk houe kry van mans gaan dalk vir my kom en sê, ja, is nie al die mans nie. Ons weet dit is nie al die mans nie. Ja, ons veralgemeen en Glad maar nie. dit is maar 'n Dit is maar 'n ding, stigma, né? ja. Ja. En ook kom ons praat ook en jy weet oor hoeveel sites daar buite is wat dit so maklik maak, né? Okay, so vir ons is 'n huwelik baie spesiaal en wat ons doen vir 'n huwelik. En ek sit toe in die kerk en ek bid en ek sê, Here, jy moet vir my vandag 'n boodskap gee want ek weet ek moet dit doen. Ek weet net nie hoe om dit te doen nie. En ek wil nie iets sê en dan kry ek houe en dan kry ek, jy weet, mans wat vir my kom en vrouens wat vir my kom en goed nie. En jy gaan nie glo nie, Michelle. Daar praat my pastoor oor presies dieselfde ding. En ek sê, wat Here? Ja. Jy disappoint my nooit nie. Ja. En hy sê, sy woorde, en ek sal dit nooit vergeet nie, sy woorde was, hy was besig om gitaar te speel en hy was besig om te sing. En hy stop net daar in die helfte van sy liedjie en hy sê, mans. Hier is mans wat hier voor my sit, wat op porn sites is. En die aandag wat jy op daai site gee en op daai TV of op jou skerm is, weet jy hoe begeer jou vrou dit?
nie langs jou vrou sit langs jou, maar jou vrou begeer daai liefde, daai passie wat jy het op daai skerm, wat eintlik 'n klug is, Ja. begeer sy, en daai was vir my amazing, en ek het geweet ek moet eventually daaroor praat, en Ja. dit is nou obviously 'n perfekte geleentheid vir my om hierdie nou te sê, Yes. maar dit is hoekom dit ook vir my so spesiaal is, want daar kry ek weer woord van, weet ons doen dit vir die regte Die redes. regte redes. En die vrouens wat dit wel vir 'n mans kon doen, ja, dit is nice om te sien dat hulle die effort insit en dat hulle werk aan die huwelik en dit, jy weet van dit is waar. Dit is Ja. nie net 'n mans en rose elke dag nie. So ja, dit is special as 'n vrou dit as 'n geskenk vir hom wil doen. Ja. En, want tegnies gee sy haarself vir hom. Ja, So dis baie mooi. ja, so ja, die haters daar buite, Ag, hulle met my. ja, ons gee glad nie om nie, ja. Ons weet julle secret love ons. Ja, Stop ons. jy het 'n crush op ons weet dit, en ons love dit, dankie. Ons sal nie dit hardop sê nie, but we know. Ja, this is Candace Owens say, I don't know, but I know. Ja. I know, I know. I don't know, but I know. Ja, we know. We know. As jy enige vragie het, of jy wil jou storie met ons deel, gaan in my inbox, of gaan e-mail my privaat, jou identiteit gaan beskerm word, niemand gaan weet, dit kom van jou af nie. Deel jou storie met ons, en dalk kan ons dit deel met die wêreld daar buite, en dalk ook 'n opinie hoor, en dalk raad kry van iemand anderste wat daardeur gegaan het, en wat ook dalk raad nodig het. So ja, dankie dat julle ons volg, en dankie omdat julle ons podcast geluister het. Dankie dat julle ons volg, en ons wil net vir julle sê, ons waardeer elke liewe een van julle daar buite. Totsiens.